Tanya, jy en jou gesin is die afgelope 2 maande deur 'n ongelooflike beproewing eintlik. Dit is seker nou omtrent 2 maande gelede wat jou seentjie daardie magnete ingesluk het. Daarom 'n bietjie goeie nuus dat hy nou uit die hospitaal uit ontslaan is, maar vir mammas of luisteraars wat dalk hier luister en nou nie julle storie ken nie, vertel net weer wat het gebeur so wat 2 maande gelede wat aanleiding tot dit alles gegee het. Okay, so Tennis en sy stiefpa was by 'n Chinese winkel en hy het van hierdie klein sensoriese magneetjies gekoop, maar hulle kom in 'n deurskynende plastiek boksie, so daar's nie 'n choking hazard waarskuwing op of niks sulke goed nie. En hy het met hulle gespeel en 3 van hierdie in sy mond gehad om te kyk of hulle nou aan die, soos kinders maar is, aan die wang vasplak en dan aan die lip vasplak. En 3 van hierdie magnete het toe per ongeluk ingesluk, waarvan 2 van hulle aan mekaar gaan vassit het binne in sy darmpies en die ander een is in die kolon in. En met die aantrekkingskrag van die magnete binne in die kolon en dan nou ook in die darms het hulle na mekaar toe getrek en sodoende dan nou 'n klomp skade in die gate in die kolon en in die darms veroorsaak. So hy het gekla van maagpyn. Hy het nie vir my kom vertel hy het hulle ingesluk nie. Hy was bang. Hy het gesê mamma ek wil nie en ek gaan op dokter, gaan ek dokter toe. So hy het eers niks gesê nie en eers so ten minste 4 dae na hy ingesluk het hy begin kla sy maagkramp en sy maagpyn. En van daar af het ons dokter toe gegaan vroeg Saterdagoggend en hulle toetse gedoen, bloedtoetse en gekyk wat is fout. Sy aanvanklik het die dokter op nood daai dag, daai Saterdag hom huis toe gestuur en gesê sy dink dit is maar net 'n maagvirus met 'n voorskrif vir maagvirusmedikasie en vir ingeval net die bloedtoetse gedoen en ons huis toe gestuur. En seker, ek is nou nie mooi, ek moet kop hou met al die datums en tye, maar omtrent om en by so 4:00 daai middag, toe sy teruggewel, toe sy die uitslae teruggekom en die infeksietelling is verskriklik hoog en hulle inflammasiemerkers op dit was ook dit het hulle so sy het gevra ons moet asseblief dadelik inkom met hom dat hulle hom kan opneem en kyk wat gaan aan. En ons is toe die Saterdagmiddag terug met hom, sy stiefpa het hom gevat en ek het agtergebly want ons het die Vrydag aand absoluut niks geslaap met die maagpyn nie. So daai middag is hy opgeneem en hulle het hom gestuur vir 'n sonar, maar gesukkel om te sien wat aangaan en of hulle iets kan optel en van daar af gegaan vir 'n CT scan en daar het hulle dadelik al 3 daai magneetjies opgetel in sy maagie. So hy is toe opgeneem en daai Sondag is hy vir 'n noodoperasie gevat. Ek dink Tanya, enige ouer wat hierdie ook hoor, kan hulle selfs net indink want ek dink ons was al almal in 'n baie soortgelyke situasie, nê? Soos jy sê, jou seentjie is 9, nê? Dis korrek, ja. Ja, en dit is so wat kinders doen. Dit is maar als gaan mondjies, so selfs as hulle ouer is. Mense dink nou aan Peters en Peters, maar selfs 'n ouer kind, dit is maar wat hulle doen. Hulle jy weet goed in neuse, goed in ore. So ek dink ons almal besef dit kon ons in julle skoene gewees het en daai ook dat die kind tipies wat hulle ook doen is om nie vir jou te sê nie. Maar ek dink wat vir my regtig eintlik nogal vreesaanjaend is die gevolge wat daai want dit is sulke klein silverballetjies en die reuse gevolge wat dit kon hê. Verstaan ek reg? Dit het toe nou in sy ingewande na mekaar toe getrek en gate gemaak en lekkasies en infeksies soos jy sê en die gevolge was reusagtig. Was meer as 50 dae verstaan ek in die hospitaal en hoeveel chirurgie was daar toe en het julle in 'n stadium vir sy lewe gevrees? Ons het verseker. Ons het met die eerste operasie, die noodoperasie, het die dokter aanvanklik gesê dit behoort nie meer as 'n uur en 'n half, 2 ure te vat nie. Afhangende maar van waar hulle is en hoe hulle daar binne lê. En 2 ure het gekom, 3 ure het gekom, 4 ure later is hulle nog steeds nie uit die teater uit nie en jy sit buite die teater en wonder nou wat het nou verkeerd gegaan. So die hele proses regdeur alles was baie vreesaanjaend. Dit is met die eerste operasie is daar lekkasieplekkies wat hulle probeer herstel het aan die darm en aan die kolon. Maar omdat die skade so erg was, kon hulle alles nie herstel met daai operasie nie. So hy het so om en by 6,5 tot 7 ure wat hulle in die teater gespook het om te kyk hoeveel hulle van dit kan herstel. En hy is toe daarna dadelik getransfer na Mid-Rand se Waterfall City Hospitaal na High Care ICU
want daar was nou nie plek vir hom in enige van die plekke nader nie. So hy is daar so in die ICU gewees vir 34 dae, waarvanaf hy daarna eers in 'n ander saal gesit is, maar hy is daar geopereer weer, ook 2 groot operasies gegee. Met die tweede een was dit ook om maar net te kyk of hulle nog kan herstel, en intussen tyd na die eerste een was daar heeltyd pype in sy keel en neusie wat gedreineer het aan al die vloeistowwe wat binne in die ingewande is. So hy is daarna vir die tweede operasie net weer 'n keer 'n bietjie herstel aan wat nog oop was en gate gehad het, om te kyk of hulle alles dan net ten minste kan toekry en regkry. Wat die dokter bekommer het, was die vloeistof wat binne in sy maag was, kon nie ophou dreineer na die tweede een. So toe hulle 'n derde keer gaan, het hulle geknip, laat dit nie aan mekaar is nie, om te kyk of dit dalk, om die goed nie te laat normaal funksioneer nie, en die kolon van die darmpies af te hou, laat dit net stil lê in sy maagie, om te kyk of daar dalk 'n verskil gaan wees. En dan, soos hy noem, dat dit klip en klem. En dan sou hulle dan nou na dit teruggaan en hulle weer aan mekaar sit, met die hoop dat alles dan weer normaal is en weer reg sal wees. Maar dit was ongelukkig nou nie die geval nie, so hulle moes toe 'n stoma uitbring. So op hierdie stadium het hy stoma en 'n baie groot sny. Dit was aanvanklik maar 'n klein snytjie, maar met al die wat hulle moes binnekom en kan bykom, waar ook al hulle moet werk aan hom, moes hulle baie groter oopmaak, en die vloeistof wat so dreineer het in sy maag en soveel inflammasie daar veroorsaak het, dit gemaak dat hulle sy wond moes oophou. So sy spierlaag, hierdie heel eerste laagie, was toegewerk, maar die res van sy sny was vir baie lank oop, om te dreineer aan al daai vloeistof. En ja, hy staan nou maar van daar af, het ons hom laat transfer na die Alberton Hospitaal toe, want dit was bietjie nader aan die huis, dis bietjie makliker. Ons is in Germiston, so vir ons was Midrand dit was nogal 'n entjie uit, en verkeer soontoe was ook, so dit was nogal lank daar. Maar met die skuif na die Alberton Hospitaal toe, het dit so bietjie makliker gegaan, want dit was bietjie nader. So vir die volgende 6 tot 7 maande, dan moet hy nou ongelukkig die stoma hê, met die hoop dat ons met die terugtrek daarvan hopelik alles weer na normaal kan bring. So op hierdie stadium is dit waarvoor ons die hardste bid. Sjoe. Ek is baie bly, Tanya, saam met julle dat hy ontslaan is en dat mense tot hier kom, maar ek verstaan ook, ek meen dis 'n 9-jarige seentjie, jy sê Tennis is 'n besige seentjie. Dit moet tog ook vir hom baie moeilik wees, en om dit aan hom oor te dra. Hoe het die dokters en die mediese vir julle gesê, en hoe sê julle vir hom, hoe gaan sy lewe nou by die huis lyk? Kan hy eet? Jy weet, hoe ek weet hy het nou 'n stoma in, maar hoe lyk die pad vorentoe in terme van herstel en skool en sulke tipe dinge? Wat is julle onmiddellike uitdagings? Op hierdie stadium kan hy ongelukkig nie terug gaan skool toe nie. Dit is vir hom 'n groot aanpassing, want hy is baie lief vir skool en lief vir sy maats, en hy verlang daarna om tussen kinders te wees, maar dit is met die feit dat die stoma nie, hulle plak redelik goed, maar hulle kan baie maklik oopkom of 'n lekkasie hê, en hy sê ook gereeld, mamma, ek wil nie skaam kry, maar dalk gaan daar 'n geluidjie uitkom, of ietsie gaan nie lekker uit nie, of daar's iets wat by die skool gebeur waar ek te rof speel en die hele ding val af, so dis maar moeilik vir 'n besige seentjie met so iets. Maar andersins, hy kan nie skool toe gaan nie, hy kan nie heeltemal eet soos wat hy altyd geëet het nie. So hy moes maar ook baie veranderinge en aanpassings maak aan die dieet wat hy normaalweg sou gevolg het. En ek kan nie dink vir julle as gesin ook, né? Tennis het ook 'n ouer sussie wat hom baie gemis het toe hy in die hospitaal was, en julle wat so moes pendel, soos jy sê, van Germiston na Midrand, terwyl jy jou werk nog probeer balanseer, dit moes 'n groot impak op julle gesin gehad het. Dit was, ek moet sê, as ons as ma's gaan maar deur dingetjies, en 'n mens het maar 'n kind wat steke kry, of wat baie siek word, of mense het maar jou stres en jou spanning, maar hierdie ene het vir ons nogal geruk. Dit was moeilik, ons werk het baie stil gestaan, ons werk vir onsself, so ons kon vir amper 2 maande nie vreeslik baie aandag aan dit gee nie, en oordat dit alles custom werk is wat ons doen, kan 'n mens ook nie 'n span mense net los om op hulle eie aan te gaan nie. So die impak wat dit finansiëel gehad het, dis redelik groot. Tennis 'n goeie mediese fonds. Ek moet sê, ons is baie dankbaar vir dit. Sy medies is goed.
maar soos wat mens medies raak maar uitgeput. So met die wat hy uitgeput raak, stuur hulle rekeninge en hulle dek dan natuurlik nou nie al die besoeke weer na die stomakliniek toe of die opvolg na die dokters toe en meerderheid van die goedjies, mens sal verbaas wees hoe baie goed mens nodig het ook vir so iets, want daar's baie spesifieke soort goedjies wat jy moet opplak en daar's wipes en goed wat jy moet gebruik daarvoor wat jy nou nie net enige ding daarvoor kan gebruik nie. So en dis 'n aanpassing vir hom want sy steke is nog nie almal uit nie. So die wond is nog toe. Hy sien môre sy dokter vir 'n opvolg en dan sy stoma het nog steke en hy bloei maar met tye so bietjie as mens afval, so vir hom is dit baie erg. Hy sukkel om te slaap want hy is heeltyd bang iets gebeur of iets val af of iets gaan oop of as sy maagie net so bietjie pla, dan huil hy mamma, nou gaan iets weer fout gaan, ek wil nie hospitaal toe nie. So dis maar 'n storie vir hom om aan te pas daarmee. Tanya, soos enige ma kan ek hoor jy praat oor hom en hoe moeilik dit vir hom is. Jy weet wat jy's daar vir jou kind en jy sorg vir hom, maar ek dink tog ook soos ons nou sê die impak op die hele gesin. Doen jy ook iets om seker te maak jy is okay? Het jy al met iemand gaan praat? Is daar mense wat vir jou as ouer ook help sorg? Ag, dis maar op hierdie stadium is dit maar gaan maar op ons eie aan. Ons het baie goeie ondersteuning, familie en vriende gewys. Maar hulle almal bly maar ver. Familie is almal in Bloemfontein. So aan die kant is maar vir die gesin om te hanteer. Ja. Baie sterkte. Ek weet julle het ook 'n backup buddy en ek sal die skakel in ons episode inligting deel vir diegene wat wil gaan kyk. Soos jy sê, al is jou mediese fonds hoe goed, dis eintlik vrees aan Jan hoe hospitaaluitgawes soos jy sê, elke Ja. ding kan net ophoop en ophoop. So waarvoor is daardie uitgawes van julle backup buddy? Waarvoor gaan julle dit spesifiek aanwend? Wat het julle Op mee hierdie hulp? stadium het ons nodig om vir Tenis baie goed in te rig by die huis. So ons moet vir hom 'n ordentlike studielokaal in die huis oprig en hy het 'n ordentlike tablet nodig vir die lesplanne en dit is die nasorggoedjies vir sy stoma is baie duur. So die medies dek hier en daar van dit, maar net 'n sekere hoeveelheid. So as dit klaar is dan ek om en by 10 so 10 omtrent 10 stoma sakkies werk uit op omtrent amper 1800 1900 rand. So dit is baie duur en 'n mens moet al die sanitizers hê en 'n mens het handskoene nodig en jy het al die linen linertjies en al daai goedertjies. So op die einde van die dag klink dit na min, maar as mens eers begin om te sien hoeveel jy deur dit moet gaan en hoe baie daarvan nodig is, dan besef jy dit is eintlik 'n duur storie. En ek kan ook dink, jy weet, 2 maande terug, jy het nie gedink dat daai want is eintlik maar 'n klein piepklein speelding met daai klein balletjies, dat dit hier julle lewe so verskriklik gaan ontwrig nie. Wat is jou boodskap dalk vir ander ouers wat ook soortgelyke speelgoed het of iets anders? Jy weet, as mens maar net dink aan die algemene speelgoed in jou kinders se kamer. Wat wil jy vir ander mammas sê? Ek nou die dag ek weet nie of jy al gesels het met Pieter van Harties FM nie. Ek het met hom ook gesels en hy het dieselfde vraag gevra. Daar's nie bewusmaking vir hierdie magnete nie. En mens besef nie hoe gevaarlik dit is totdat jy in daai situasie is en begin oplees daaroor nie. En ek het my Tenis se geval gaan oplees om te kyk hoe is die bewusmaking aangaande dit en daar is nie. En jy sal stom geslaan wees as jy sien hoe baie kinders baie ernstig seer kry as gevolg daarvan of wat eintlik doodgaan daarvan. Ja, en dat daar moet groter So, verantwoordelikheid natuurlik van die verskaffers en die vervaardigers se kant wees oor hierdie tipe van dinge. Want Dis soos jy sê, korrek. mens kan jou kind nie die hele dag aldag dophou nie. Dankie Dit Tanya, is- dankie vir jou tyd. Baie sterkte vir julle Baie gesin. Ek is bly jou seentjie is by die huis, maar soos jy sê, dis 'n lang pad wat nog vir julle voorlê. Is daar nog enigiets anders wat jy wil sê? Ag nee, dit is al vir my. Dankie Daniella. Ek waardeer jou moeite en die feit dat jy vir my die storie deel. So ek waardeer dat as jy die backup buddy vir ons plaas, dat hulle net so bietjie kan help dat ons net dinge so bietjie dat is nie finansiëel dat ons krepeer nie, maar dit raak maar net met 2 maande wat mens agterraak met alles is maar om weer uit daai gat uit te kom en vorentoe te beweeg is maar 'n storie. Maar dankie dat jy tyd gemaak het so te wille van al soos ek sê. Ek kan net dink om te sorg vir hierdie seentjie en jou werk en al die balle in die lug te probeer hou. So sterkte en sê vir klein Tenis baie sterkte. Ons hoop hy
herstel baie goed. Ek maak so baie dankie. Ek waardeer dit.